Goeiemôre vriende, ons is in ons Pinksterreeks, dis die 4de nadenke oor ons reeks en ons praat oor die persoon en werk van die Heilige Gees. Nou wanneer ons oor die persoon van die Heilige Gees praat, dan is daar 'n klomp goed wat ter sprake kom. Ons kan nie net sê die Heilige Gees was betrokke by Jesus se hemelvaart. Ons kan nie net sê die Heilige Gees is 'n goddelike persoon nie. Ons kan nie net vra hoe ontvang ek die Heilige Gees nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik dat ons ook weet en vir mekaar vra en vir onsself vra 'n vraag wat die meeste gelowiges een of ander tyd in hulle lewe vra, is hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon? Nou daarmee wil ek vanmôre met julle so 'n paar oomblikke verpoos. Ek gaan so 3 punte maak. Dis 'n baie komplekse gedagte hierdie, maar ek gaan so 3 punte maak om dit vir u te vereenvoudig en dan gaan ons bietjie gesels oor die hele gedagte van hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon. Maar voordat ons dit doen, is dit gepas dat ons eers saam bid. Kom ons doen dit dan ook. Here, ons is verheug oor hierdie heerlike dag wat u vir ons gegee het. Die son skyn helder. Dis 'n pragtige, lekker lente, herfsdag en ons is baie diep bewus van die grootheid en die heerlikheid van u genade wat u so ryklik oor ons uitstort. Nie net genade om ons van die mag van die sonde en die gevolge daarvan te red nie, maar ook genade wat ons in staat stel om elke oomblik van elke dag te lewe soos wat u in hierdie wêreld kom lewe het, onder die bemagtiging en die krag van die Heilige Gees wat u gegee het om in ons te woon. Daarom as ons vanmôre oor hierdie tema saam dink en ons vra die vraag, hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon? Sal u asseblief vir ons help dat ons die waarheid daaroor kan ontdek, juis omdat daar so baie daaroor gesê word, wat nie noodwendig deel is van die leer van u woord, soos wat u dit in ons dag, maar ook alreeds in Paulus se tyd vir ons wou leer. Nie praat met ons, Here, ons is u dienaars, ons luister graag na u in die naam van Jesus ons Here. Amen. Nou, ek sê, die vraag, hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon, is 'n vraag wat alle gelowiges een of ander tyd vra en ook 'n antwoord waarna alle gelowiges soek. Daar's baie gelowiges in die wêreld wat nie die rol van die Heilige Gees in ons lewens verstaan nie en daarom raak hulle aan die soek na kenmerke of tekens daarvan dat hulle wel deur die Gees vervul is, dat die Heilige Gees wel in hulle kom woon het en dat die Heilige Gees hulle lewens wil rig en lei. Nou ek dink voordat 'n mens begin met die gedagtes wat ek het, wat ek graag met u wil deel, wil ek daarom net eers sê, die Bybel is daar duidelik oor, dit is moontlik om die werk van die Heilige Gees, ja die Heilige Gees self te weerstaan. Ons is ongelukkig in ons sondige aard, wat so sê ons katekismes vir ons geneig is om God en ons naaste te haat, daartoe in staat om ons ore te sluit, om ons verstande te verduister, om ons ore toe te maak vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Ons is daartoe in staat. Dit beteken nie dat die Heilige Gees nie daar is nie, dit beteken net dat ons hom weerstaan. En dit is belangrik dat ek en jy daardie onderskeid tref. Die Heilige Gees woon in jou. Dit het ons gistermôre vir u so goed as moontlik probeer bewys. En nou kom die vraag dan nou, hoe weet ek dan nou dat die Heilige Gees in beheer van my lewe is? En die antwoord is nie so verskriklik kompleks dat ons glad nie kan verstaan wat dit is wat die Gees met ons wil doen nie. Ek wil begin deur vir u te sê dat alhoewel die inwoning van die Heilige Gees in ons van ons mense maak, nuwe mense maak, wat net so kompleks is soos die ou mens, miskien selfs nog 'n bietjie meer,
alhoewel die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak wat 'n komplekse lewe leef, is die wete dat die Heilige Gees in ons woon nie so vreeslik kompleks nie. En ek wil vanmôre vir julle net 3 dingetjies uitlig. Nou ek gaan so 'n bietjie oor die 3 goed praat. Veral die laaste een gaan ek 'n bietjie wyer uitkring oor, maar ek wil hê julle moet weet, in die heel eerste plek, dat die inwoning van die Heilige Gees 'n geloofsaak is. Wanneer Paulus byvoorbeeld in Romeine 8 vers 9 skryf, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Jesus nie. Dan plaas hy ons geloof in Jesus Christus en die geloof dat die Heilige Gees as God se eerste gawe aan ons gegee is op dieselfde vlak. Daardie 2 goed hou met mekaar verband. En geloof, het ek vir julle gesê, is nie iets wat ek en jy in die eerste plek doen nie. Natuurlik moet ons ook geloof doen, maar ons ontvang dit as 'n gawe van God. En dan, wanneer ons dit ontvang het, dan begin ons te doen deur bekeerd heilig, deur bekeerd regverdig heilig, voleindig en volhardend te lewe. Dis die hele idee hier agter. So, die eerste gedagte wat ek by jou wil los is, ek wil vir jou sê, die inwoning van die Heilige Gees in jou lewe is 'n geloofsaak. Dis iets wat jy van God ontvang. Nou, die ding van 'n geloofsaak is baie interessant hoe die Bybel die begrip geloof gebruik. Geloof is 'n selfstandige naamwoord. Ja, 'n selfstandige naamwoord. En die Grieks daarvoor is gewoon pistis. Dit is so eenvoudig soos dit is. Dit is nie moeilik nie. As jy dit verstaan, dan verstaan jy dat geloof as selfstandige naamwoord is vertroue. Want dit is wat die woordjie pistis beteken. Maar geloof is ook 'n werkwoord. En die werkwoord in Grieks word op 'n verskeidenheid van intervalle gebruik. En die een wat die meeste in die Nuwe Testament gebruik word, naamlik pisteo, word in die infinitief gebruik. So pisteo beteken ek het lief. Punt. Wat belangrik is om van die infinitief te verstaan is dat dit nie 'n begin en 'n einde het nie. Die infinitief is 'n sirkel. So as ek sê ek glo. As ek sê ek glo, ek het van God die geloof ontvang, ek glo, dan is dit 'n durende aksie wat tot in alle ewigheid loop. Ek glo. Ekskuus, ek het net op 'n steo gesê ek het lief, dis in werklikheid ek glo. So daar's ander tydvalle in Grieks en in Hebreëus wat ander betekenisse daaraan gee, maar die woordjie glo in die Nuwe Testament, en ek wil daarby by julle primêr stil staan, is 'n infinitief wat van ewigheid tot ewigheid duur. Wanneer jy die geloof ontvang het, dan glo jy tot in alle ewigheid. Daarom kan Paulus sê, as iemand die Gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan Jesus Christus nie. In 1 Korinte 12 vers 1 tot 3 is Paulus met dieselfde saak besig en stel hy dit so, hy sê wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê julle moet ingelig wees. So die gawes van die Gees is net die een of ander misterieuse ding wat ons nie kan verstaan nie, wat net mense wat oor besondere kennis beskik kan verstaan. Nee, Paulus sê vir die Korintiërs, juist die Korintiërs in 1 Korinte, die gemeente wat so gesondig het, dat Paulus die enigste bakleibrief in die Nuwe Testament vir hulle skryf. Hy sê vir hulle, wat die gawes van die Gees betref, wil ek hê, julle moet ingelig wees. En dan gee hy die inligting, hy sê, julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie.
En niemand kan sê, en dis die klem wat ek hier verlê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Vriende, die gedagte van geloof in Jesus en geloof dat die Heilige Gees in my woon, lê op dieselfde vlak. Ek kan net vir Jesus bely, as die Heilige Gees my daartoe bring. Nou vriende, beteken dit nou dat ek die woorde, dat 'n ongelowige die woorde Jesus is Here nie kan uitspreek nie? Nee, dit is nog nie wat dit beteken nie. Nee, hierdie sê wat Paulus hier gebruik, die logos waarvan hy praat, is 'n innerlike oortuiging, dit is 'n vaste wete. Jesus is die Here, en dit is wat geloof is. As die Hebreërskrywer die geloof definieer in Hoofstuk 11 vers 1, dan sê hy, geloof is die fundament van die dinge waarop ons hoop, en ek vertaal dit vrylik, die kwitansie van die dinge wat ons nie nou kan sien nie. So, vriende, om in Jesus te glo, is die wete, dat die Heilige Gees binne in my woon. En in Romeine 8 vers 16 is Paulus nog altyd met dieselfde saak besig van glo en geloof in Jesus en geloof in die inwoning van die Heilige Gees, wat op dieselfde vlakte, hy sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat van julle kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons sy kinders is ons ook sy erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Die belangrike ding wat ek vir jou wil uitlig is, die Gees van God getuig saam met jou Gees, dat jy 'n kind van God is. Jy weet dit met absolute sekerheid. Soos wat jy met absolute sekerheid weet. Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God, wat na hierdie wêreld toe moes kom, om vir jou sonde, my sonde, die sonde van die hele wêreld, skryf hy in Johannes 1, in Hoofstuk 2 vers 1, te kom sterf, en ek en jy het aan daardie sterwe en die verdienste van Jesus deel gekry, toe God aan ons die geloof geskenk het, en ons begin het om in die geloof te wandel en te lewe. Die tweede antwoord wat in hierdie gedeelte, of wat uit hierdie vraag na vore kom, is die Heilige Gees gaan gepaard met 'n verskeidenheid van gawes wat deur die Gees gegee word. Nou vriende, dis nou hier waar die hele besigheid rondom die verstaan van die inwoning van die Heilige Gees skeefloop. Want ons gaan lees in die Bybel, ons lees byvoorbeeld 1 Korinte 12, en ons lees 'n verskeidenheid van gawes. Ons lees van mense wat die gawe ontvang het om in tale te praat, en mense wat die gawe ontvang het om ander gesond te maak, en mense wat die gawe ontvang het om te profeteer, en mense wat die gawe ontvang het, en mense wat die gawe ontvang het, en mense wat die gawe ontvang het. En nou begin mense soek na hierdie gawes. Hulle begin na hierdie buitengewone gawes van die Heilige Gees soek. Maar as 'n mens bietjie verder in die Bybel blaai, dan kom jy by Efesiërs uit. En in Efesiërs 4, vat Paulus hierdie klomp gawes, al hierdie gawes saam in 5. Hy sê, daar is, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nou, hoekom is dit nou belangrik, dat hy in 1 Korinte 12 'n klomp gawes lys, en wanneer hy in Efesiërs 4 kom, dan noem hy net 5. Dit het te doen met ontwikkeling in Paulus se verstaan van wie Jesus en van wie die Heilige Gees is. 1 Korintiërs is geskryf so min of meer 53 na Christus. Dit is geskryf aan 'n gemeente wat intense probleme gehad het. Dit is geskryf aan 'n gemeente wat gereken het dat as hulle maar net die Griekse filosofiese wysheid kan hê, dan is hulle sjap, dan is hulle reg.
En dan kom Paulus en dan kom breek hy hierdie denke van hulle heeltemal af. En ek kom sê vir hulle, maar julle is vol nonsens, man. Julle moet weet, dat wat vir die wêreld, hoofstuk 3, wat vir die wêreld, hoofstuk 1 van vers 18 af, wat vir die wêreld onsin is, wat vir die Griekse filosofie onsin is die krag van God, en dit is die kruis van Jesus Christus. So daar's 'n magdom probleme in Efese wat Paulus probeer, in 1 Korintiërs wat Paulus probeer aanspreek. En onder andere was daar sondes wat ongelooflik was. 'n Mens kan amper nie glo dat dit in 'n Christelike gemeenskap kan gebeur nie. Daar was verdeeldheid. Party het gesê ek is vir Paulus en party het gesê ek is vir Apollos. En daar was 'n klomp hoogheiliges wat gesê het nee, ek is nie een van hulle nie, ek is vir Jesus Christus. 'n Mens moet baie versigtig wees daarvoor dat jy nie so hoogheilig voorkom dat jy nie dit kan doen nie. En dan handel Paulus al die dingetjies wat probleme in die gemeente gee af en hy praat met die gemeente in hoofstuk 12 oor die gees en die gawes van die gees. En hy noem al daai verskeidenheid van gawes wat in hoofstuk 12 van die 1 Korintebrief staan op 52, 53 na Christus. 8 tot 10 jaar later. In Efesiërs reduseer hy dit tot 5. Hy sê apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Nou kom ons sê tog net gou vir mekaar, dit kan onmoontlik nie net een persoon wees nie. Ag, ek weet, baie van ons ouer mense se verwagting is dat die dominee al 5 hierdie goed moet wees. Dit kan nie. Dis nie moontlik nie. Dis nie menslik moontlik om dit te doen nie. Ja, God kan dit moontlik maak, maar dis nie menslik moontlik om al 5 hierdie goed gelyktydig te wees nie. En daarom is dit so belangrik dat jy jou rol in die gemeente sal ontdek. Want die Here gee nie hierdie 5 gawes sommer net vir die gemeente nie. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 11 en 12 sê hy, die doel waarmee God dit gegee het, was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dit is waarvoor die Heilige Gees in jou woon. Om jou toe te rus vir diens en vir die opbou van die gemeente. As jy nie daaraan deelneem nie, dan moet jy dringend vra, is ek besig om te lewe aan die hand van die werklikheid van die Heilige Gees se inwoning. En nou wil hierdie 2 papiere nie van mekaar loskom nie, ek moet nou ombly. As hy, baie dankie, ek maak so 'n klompie aantekeningkies omdat ek vir die tekste aanhaal en ek lees dikwels daarvan omdat ek die teks vir u graag wil voorlees. Voor al hierdie ontwikkelinge, so rondom 50 na Christus, skryf Paulus die brief aan die Galasiërs. En dis nou baie interessant, dat hy, in Galasiërs is een van die eerste briewe in die Nuwe Testament, skryf hy hierdie brief aan die Galasiërs en dis interessant dat die saak wat hy in die Galate aanspreek, is hierdie klomp mense wat van die Jodendom af in Galasiërs ingedring het en vir die gelowiges in Galate kom leer het, as julle nie besny word nie, dan sal julle nie die hemel sien nie. En nou sê Paulus in hoofstuk 3 vir hulle, is julle dan so dwaas, Galasiërs, dat julle so maklik mislei met 'n ander evangelie van werke, nie 'n evangelie van geloof nie. En dan handel hy met hulle oor die hele saak van die evangelie van werke versus die evangelie van geloof. En onder andere in hoofstuk 5 begin hy met die woorde, julle is tot vryheid geroep, broers. En ons kan in ons tyd sê, en susters, moet nou net nie julle vryheid gebruik as 'n verskoning om die sonde te doen nie. En dan handel hy met die natuurlike mens. En eindig hy hierdie handeling met die natuurlike mens af met daardie lang lys van die produk van 'n vleeslike lewe, 'n lewe sonder die Heilige Gees. En jy kan daai lys self gaan lees, ek het nie nodig om jou op 'n video daarmee besig te hou nie.
Maar as hy dit klaar gedoen het, dan sê hy hier teenoor, die woorde wat in die Afrikaanse 83 vertaling van die Bybel staan, is die vrug van die Gees daar teenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. 'n 9voudige vrug. Dis nie 9 vrugte nie. Ek wil hê jy moet dit baie goed verstaan. Ek wil hê jy moet 'n knoop in jou oor maak. Of as jy nie anders kan nie, byt jou wangstukken. Maar onthou op 'n manier, onthou net. Die vrug van die Gees is nie 9 afsonderlike vrugte nie. Die manier waarop ons dit kan verstaan, kan miskien in ons tyd die beste verduidelik word aan die hand van 'n lemoen. Een lemoen, baie skyfies, wat in daardie lemoen pas. En elkeen van daai skyfies kan afsonderlik uitgehaal word uit daardie lemoen uit. En dis hoe die vrug van die Gees werk. Nou die vrug van die Gees, al 9 hierdie vrug elemente van die Gees van God is ewe belangrik. En as wanneer jy weet en wanneer jy met vaste sekerheid glo dat as ek in Jesus glo, dan woon die Heilige Gees in my, dan kom hierdie vrugte of hierdie vrug in jou lewe na vore. Dan raak die liefde sigbaar. Wat doen die liefde? Die liefde maak ruimte. Die liefde gee geleenthede. Die liefde ontvang. Die liefde aanvaar. Maar veral, bo alles, gee die liefde. Dis weer een van daardie woorde in Grieks wat 'n mens baie mooi moet verstaan. Die selfstandige naamwoord is agape. Die werkwoord is agapao. En as hy op die o eindig, dan moet jy onmiddellik weet ek het hier moet 'n infinitief te doen. So as jy sê ek het lief, dan is dit iets wat voortduur tot in alle ewigheid. En dit is nie 'n emosie wat kan wissel met afhangende van hoeveel vleis jy gisterand geëet het nie. Dit is 'n leefwyse. Ek het lief tot in ewigheid. Vreugde. Vriende, ek weet nie waarom ons baie dikwels die naam gekry het dat ons perdkerk is nie. Ons het lang gesigte. Nee, ons is mense wat gevul is met die vreugde van ons Here Jesus Christus. Ons weet dit gaan goed met ons, want ons glo in Jesus en die Heilige Gees woon in ons. Vrede. Die een gawe wat die Here Jesus vir ons nagelaat het. Vrede in die Bybel is nie die afwesigheid van konflik nie, maar 'n lewe in herstelde verhoudings. Nie net met ander mense nie, maar ook met God. Geduld. Geduld is die een ding wat God aan die dag lê, wanneer hy met my en jou handel. Het jy al gedink as God vir 'n oomblik met jou ongeduldig moet raak? Het jy al gedink wat sal gebeur as God vir 'n oomblik met jou raak, soos wat ons met mekaar, ek doen dit partymal met Johan kan partymal so op my senuwees werk. Dat ek met hom ongeduldig raak, en ek weet elke keer as ek dit doen, moet ek teruggaan na die Here toe, en ek moet na Johan toe gaan, en ek moet gaan sê, ekskuus, ek was met jou ongeduldig gewees, ek doen dit nie altyd met Johan nie, maar ek moet dit eintlik doen. Geduld is God se lankmoedigheid. Hy verduur jou. Hy verdraai jou nie net nie. Hy verduur jou. Dit is wat die woord geduld beteken. Vriendelikheid, vreugde hou met mekaar verband. Goedhartigheid is om vrymoedig te gee en vrylik te gee. En ons is nie 'n geldkerk nie, maar ons kan ook nie bestaan sonder geld nie. So goedhartigheid kom ook hierin om die aalmoese te gee na daar waar dit die nodigste is. Ons is ook nie veronderstel om 'n dam te wees wat geld pot nie. Ons moet 'n kanaal wees wat dit versprei na daar waar dit die nodigste is. Getrouheid. Ons kom terug na Pistis toe. Want hierdie woordjie, getrouheid, en die woord verglo, is dieselfde woord in die Nuwe Testament. Nederigheid, weet jy,
Ek het my oor 'n bediening van 45 jaar baie dikwels verwonder oor hoe selfvoldaan mense kan wees. Hoe hulle ongelooflik hulle self op die voorgrond stoot sonder om vir die een oomblik daaraan te dink dat hulle ook net soos almal anders in sonde voor die God wat lewe staan en net deur die Here Jesus Christus van daardie sonde bevry kan word. Ek wil dit amper sê, dis die een ding wat ons die swakste mee vaar. Nederigheid. Want ek wil tog vanuit die wêreldse perspektief selfversorgend, selfvoldaan wees. En dan selfbeheersing. Dis die laaste enetjie van die skyfies van die vrug van die Gees. Vrede, selfbeheersing is nie moeilik nie. Selfbeheersing is eenvoudig om die Gees toe te laat, om jou gedrag te beheer. Soos wat Paulus dit vir ons beloof het, soos wat al die Bybelskrywers dit vir ons beloof het, soos wat Jakobus dit vir ons sê, is selfbeheersing eenvoudig die toelating van die Heilige Gees om jou gedrag te beleef. En ons sukkel baie dikwels daarmee, ek sukkel partymal daarmee, ek weet as ek my selfbeheersing verloor, is ek 'n monster. En dit gebeur soms, baie min, want ek bid baie hard daaroor, dat die Here vir my sal help om selfbeheers te lewe, my lewe in die hande van die Gees te laat. Maar dit beteken nie dat ek hom elke keer toelaat om dit te doen nie. Soms, net soms, ontwyk selfbeheersing, almal van ons. Die belangrike ding is nie, ontwyk dit my vir die oomblik nie. Die belangrike ding is, kom ek terug, om weer vir die Here te kom sê, Here, beheer my denke, my sigte, my ore, my mond, my hande, my voete, my lewe. Beheer asseblief my lewe. Ek wil hoop dat ek vir jou hierdie slag net 'n kort oorsig kon gee oor hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon. Hoe weet ek het die Heilige Gees ontvang? 3 antwoorde, dis 'n geloofsaak. Jy glo dit. As jy dit nie glo nie, het jy 'n probleem. Dan moet jy baie dringend van die Here die geloof kom vra, veral as jy glo dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is, soos wat Paulus het ons uitgewys het in die tekste wat ek vir julle gelees het. Die tweede dingetjie is, dit gaan gepaard met 'n verskeidenheid van gawes. God kies jou om jou te gebruik. Dit is verskriklik belangrik. Hy kies jou nie net tot redding nie. Ek dink jy moet daar baie goed van verstaan. Hy kies jou tot redding ook, ja. Maar hy kies jou om jou te gebruik, sodat jy in sy diens nuttig kan wees, waar in die opbou van die gemeente. En dan, dit is die vrug van die Gees, wat sigbaar word in jou lewe, selfs ook wanneer jy soms nie daaraan slaag, om al 9 hierdie skyfies van die vrug uit te lewe, soos wat die Here wil hê jy moet dit doen nie. Mag die Here vir jou aanhelp en mag hy vir jou in hierdie tyd regtig die genade gee om so te lewe, dat jy die bewustheid van die inwoning van die Heilige Gees elke dag uitoefen in Jesus se naam. Amen.